Sy goeienaand en baie welkom by week nommer 7 van Jona vers vir vers. Soos julle sien is dit nou alweer 'n baie helder nag hier by ons, want ons is besig om ons rekord hierdie sessie vooruit, omdat ons ongelukkig nie almal by u kan wees nie. Wel, hierdie keer is dit ek is nou 'n bietjie weg in Plet, as ek nou reg is. My vrou het daai details. Maar in elk geval, dit is lekker om so vir julle te kan bedien. Gustav Miranda, dankie dat ons dit kan opneem. So, julle weet nou teen die tyd, as jy hou van die studie, asseblief oorweeg om te like en te subscribe as jy nog nie subscribe is nie. Jy kan gerus die studie gaan aflaai of gaan luister op Spotify en ook deel word op ons WhatsApp groepie deur die link in die description. Okay, terwyl die laaste mense aanlyn kom, as jou laerskool juffrou van jou iets kon sê of jou beskryf, wat sou sy van jou sê? My laerskooljuffrou sou sê ek is baie stil. Ek dink ek was baie skaam op laerskool. Ek dink myne sou min of meer dieselfde gesê het, skaam en inkennig. Skaam en inkennig. Inkennig is nou 'n woord wat ek nie ken nie. Beteken dit nou maar net teruggetrokke of introvert? Dis presies. Okay. Sinoniem. My wêreld, dis presies wat my juffrou ook sou sê. Ek dink dalk saam met ek dink die skaamheid het soms gelyk ook soos gehoorsaamheid. Ek was net te bang om enigiets anders te doen. Ja. Maar ja, ek is baie nuuskierig om te hoor wat die aanlyn mense vir ons te sê het. Volgende week kyk ons na wat ons hoërskoolonderwysers van ons sou sê. En dan as studente of jong werkendes. Nuuskierig hoe mense verander so deur al die jare. Maar Hoopelik kyk my laerskoolonderwyser nie. Sy gaan dalk sê nee, genade. ja, nee. Daai Gustav, ek onthou hom nou nog. My vrou sê die onderwysers onthou net die stoute kinders se name. Of skus, die onderwysers se metgesel of se man se vrouens, hulle ken al die stoute kinders se name. Want dit is die kinders waar daar gekla word. Ja. Maar nee, ja, kom ons kyk na week nommer 7, Ninive bekeer. Miranda, sal jy vir ons net die aand open met gebed asseblief? Here Jesus, baie dankie dat ons weer vanaand na Jona kan kyk. Dankie vir dit wat ons al reeds geleer het uit hierdie studie. Die Here dat U vir almal lief is en dat U almal wil red, maak nie saak hoe sleg ons is of was nie. Help ons om dit wat ons tot ons beskikking het, Here, om dit te gee, sodat U dit kan gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. 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 Okay, so, ons lees in Romeine 10 vers 12 tot 13. Niemand nie. Ek dink ek het daai versie nie geupdate nie. Ek het die teksverwysing geantwoord, maar hy sê, hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Hy begin net bietjie later. Hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En ek dink daai is belangrik om op te let, dat hy seën almal wat hom aanroep ryklik. En dan kan 'n mens die vraag vra, Here, maar hoekom word ek nie ryklik geseën nie? Ek roep U aan. En dan brei hy uit, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Redding in dit self is klaar 'n ongelooflike ryklike seën wat ons kry. En ons moet dit besef en dit so ook uitleef. Okay, en dan sê Thomas Watson, the eye is for both seeing and weeping. Sin must first be seen before it can be wept for. Dit laat my dink aan wat jy altyd sê, Gustav. I was saved by my good looks. A good look at the cross and a good look at myself and a good look at the cross. Ek sê ek het nou reg. Jy sê dit by my good looks. Net weer eens, die oog is vir ons met ons sonde kan raak sien en dan moet ons huil daaroor en berou hê. En dit is bietjie waar vandag gaan. Kyk, enigiets wat julle vir ons wil uitlig voordat ons die teksverwysing lees daarso. Ja, ek net so terloop van die mense wat kyk gaan dalk vir Dominee Jannie van der Hoeven ken, maar hy is die predikant wat gesê het oor die good looks. En dan wil ek net graag
byvoeg hierso by hierdie twee inleidende verse is in Psalm 103 vers 10 tot 12 in die New American Standard Bible sê dit verskriklik mooi wat God se tweede kanse behels. He has not dealt with us according to our sins, not rewarded us according to our guilty deeds. For as high as the heavens are above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our wrongdoings from us. En dit is baie mooi toe ek dit daar gelees het en dan net die tweede gedeelte wat ek wil uitlig hierso is Matteus 18 vers 21 tot 22. Waar Petrus vir Jesus sê, maar hoeveel keer moet ek my broer vergewe? En dan sê Jesus vir hom 70 maal 7. So daar's nie 'n ouderdomsbeperking of 'n getallebeperking of enige so iets in die mate van vergifnis wat God vir ons sondes het nie. Dit is onbeperk. Sy genade is eindeloos en hy vergewe ons soos wat hy vir Petrus gesê het, 70 maal 7. Ja, amen, amen. Dit is so mooi. Sy vergifnis is groot, soos Johanna ook gesê het. Geweet, U is, ekskuus, 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf. Johanna 4 vers 2. Ek dink ons gaan volgende week by hom uitkom. Maar dis presies daardie. Sy vergifnis is oorvloedig en is maklik om te kry. Ons hoef nie deur hoepels te spring om vergewe te word nie. Ons moet net 'n gewillige hart hê, ons moet hom soek. Maar ja, dankie vir daai ene. En ek dink presies dit word duidelik, veral in hierdie laaste stuk. Ninive was 'n baie slegte stad. En met so 'n gebroke prediking van Jona, so 'n gebroke attempt, het hulle tot bekering gekom en God het die straf dadelik afgesien. Want hy soek nie 'n verskoning om te straf nie. Hy soek juis 'n rede sodat ons gered kan word. So ja, met ek in gedagte, Ninive bekeer, hoor jy ook die gehuil. Branda sal jy weer vir ons lees Jona 3 vers 1 tot 10. Dankie. Die woord van die Here het tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer en van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Hoe wonderlik. Hierdie hele nasie kom tot bekering op hierdie wonderbaarlike manier en die Here stel die straf af. Okay, God se boodskap van oordeel. Is daar ietsie wat jy vir ons wil uitlig? As mens net luister na Jona se boodskap, dis amper so asof hy met opset probeer het om die boodskap te saboteer, dat hy wou nie eintlik gehad dat hulle moet luister en hulle moet tot bekering kom nie. Dis die tweede keer wat Jona wat ongelowiges tot bekering kom, omdat Jona, kan jy maar sê, ongehoorsaam is of ongewillig is om die boodskap reg te bring. Eers die matrose en toe die mense in Ninive. Ja, definitief. Ek dink net om by dit aan te sluit, ek dink dis 'n baie duidelike bewys dat God het ons nie nodig om siele te red nie. Hy kan siele red as hy sou wou. En iets wat opkom by my wanneer ek dit sê, is dit wat in die op Psalm
toe die Here op die donkie in Jerusalem ingery het, toe die mense probeer keer het dat hierdie skare saamdrom en hom volg, toe het Jesus vir hulle gesê, as hulle dit nie sê nie, dan sal die klippe dit uitroep. So is net 'n absolute bewys van God het ons eintlik nie nodig nie. Die feit dat hy ons gebruik vir dit, behoort vir ons 'n enorme seën en 'n voorreg te wees. Ja, definitief. En ek dink dis nie lekker om net 'n bystander en 'n toeskouer te wees. Die mense wil soms jy wil deel hê hiervan en die Here gee vir ons presies daai voorreg. Is ons kan deel hê. Ons het deel in hierdie oorwinning en hierdie verkondiging. En hy gebruik ons nie omdat hy presies wat jy gesê het, Gustaf, omdat hy ons nodig het nie. Hy gebruik ons ten spyte van onsself en ons foute. En ons sien dit en Miranda het gesê, Jona het niks van hierdie mense gehou nie en Johan skryf daar, hy het niks moeite gedoen om hierdie mense te bearbei nie. Hy het die bare minimum as mens nou so kan stel, gedoen van om net aan God se opdrag te voldoen. En die Here het gebruik. So wonderlik. En kyk, selfs die matrose, Jona het nie eers iets gedoen nie. En die Here het deur hom hierdie mense gered. So en dit laat altyd vir my die vraag is, wat sou die Here nie kon doen met 'n gewillige Jona nie? As dit is wat hy kan doen met 'n ongewillige Jona en 'n ongewillige profeet, hoeveel te meer sou hy nie kon bereik en doen as Jona gewillig was om die boodskap te verkondig nie. Ja, ook ietsie vir ons om te dink. Net nog iets waaroor ek wonder, as 'n mens kyk, Ninive is in die noorde van Irak, soos ons Irak vandag ken, dis Ninive. En as die hele stad tot bekering gekom het, dan wonder 'n mens wat het fout gegaan. Want Irak, Irak staan nie regtig op hierdie stadium as 'n Christelike land bekend nie. Maar tog het 'n hele stad en een van die grootste stede in Irak tot bekering gekom hierdie tyd. So wat het van daai Christene geword? Het hulle ook maar soos Jona gevlug en weggehardloop? Ja, dit kan wees. Ons kan dalk 'n bietjie gaan kyk in die geskiedenis en as ek reg is, ongelukkig lees ons net 'n kort tydjie daarna wat die stad weer verwoes was want hulle het verval in sonde op 'n ander tyd. Maar ons moet dit eintlik nog net bietjie gaan navors en gaan kyk wat het gebeur daar. Hoekom het hulle nie by die Here gebly nie? Want dit is natuurlik die volgende ding. Ons wil nie net mense roep om gered te word en dan verloor hulle redding nie, of hulle raak die pad weer byster. Die mense wil hulle graag disipel en naby die Here hou. Die Here roep ons tog ook om dit te doen. En ek dink wat ek net laaste ding wat ek hier wil uitlig is dat die Here sien die sonde raak, net so bo die gespreksvraag. Alhoewel hy vir die mens vrye wil gee en ons wel toelaat om in rebellie te lewe soms, is daar 'n dag wat die genade uitloop. En dis eintlik maar wat Jona kom sê het. Hy sê hoorie, die genade stop oor 40 dae. Dis dit. As jy nie reg is voor dan nie, dan is daar 'n straf wat kom. En die realiteit is vir elke een van ons, vir elke persoon daar buite, is daar 'n genadetyd wat opgeloop, wat opraak. En ons moet seker maak dat ons die Here volg en bekeer het voor dan. Okay. Dit bring ons, ek het die versie gemis. Ekskuus. Jona 3 vers 3 tot 4. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad en mense het 3 dae gevat om deur dit te stap. Jona het die stad ingegaan en nog 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy uit: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Okay. Kom ons lees Romeine 13 vers 11. Wat sê Paulus in hierdie vers? Waaroor gaan die dringendheid en op watter manier verteenwoordig Jona ons en Ninive die wêreld waarin ons leef? Gustaf sal daai versie vir ons lees asseblief. En dit is alles nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Hier is reeds daar dat julle uit die slaap moet ontwaak, want is die tyd van ons verlossing. Die tyd van ons verlossing is nou, nader as toe ons tot die geloof gekom het. En wat sê Paulus in hierdie vers? Waar gaan die dringendheid en op watter manier verteenwoordig Jona ons en Ninive die wêreld waarin ons leef? En Paulus waarsku ons maar om op te hou om net kerk te speel, om
elke dag jy weet gereed te wees en met die doel te leef sodat Jesus kan enige tyd terugkom en ons moet hom verteenwoordig. Ek dink ons is maar partymal ook onwillige profete. En die wêreld om ons is Nineve. Daar's baie mense wat verlore is. En ek dink ons moet waak daarteen dat ons nie onwillig gaan wees om 'n boodskap uit te dra nie. Nou, ek het 'n lang stukkie geskryf, maar ek dink die dringendheid wat Paulus hier gebruik in die metafoor van slaap en wakker word, is om te beklemtoon dat Christene nie in 'n toestand van geestelike traagheid of onverskillenheid mag leef nie. En die oproep is, die tyd is min. Ons moet die werke van die duisternis aflê en die wapenrusting van die lig aantrek, sodat ons hierdie opdragte kan uitvoer. Amen. Amen. Ek dink dit is presies wat Paulus daar sê. Hy sê nie daar spesifiek die tyd raak min en daar's min tyd oor nie, maar hy sê daar's 'n beperkte hoeveelheid tyd. Ons het net soveel tyd waar daar genade is ons moet werk. Ons moet werk. Ons kan nie net sit en niks doen nie. Daar's 'n wêreld wat gered moet word, want hulle tyd is besig om uit te loop. En ek dink Jonah is natuurlik hier verteenwoordig, ons is soms net soos ou Jonah onwillig. Maar soms dink ek hierdie wêreld is baie meer gewillig en gereed om die Here aan te neem as wat ons dink. Ek dink baie Christene, baie keer dan sit ons met hierdie vrees, maar hoe gaan hierdie mense die boodskap aanvaar? Wat gaan hulle dink van my? Wat as ek nie al die antwoorde het nie? Maar baie keer is dit nie wat hulle alles nodig het nie. Hulle het net gewilligheid nodig. Hulle het net iemand nodig om hulle in die regte rigting te point en hulle sal volg. En as ons ongewillig is want ons het nog nie al die antwoorde nie, want ek kry skaam of ek is bang, dan is ek besig om van daai persoon se geleenthede weg te vat. En dit is nie reg nie. Dis nie reg van ons nie. Nou ja, so, dit bring ons dan by ware bekering van 'n hele stad. Maar dan sal jy weer vir ons daai stukkie lees asseblief. Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Nineve uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Nineve laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mense en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dinge bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Die ware bekering van 'n hele stad. Sien ons 'n paar versies daar gaan lees, eintlik dieselfde versies net bietjie verder ontleed. Maar wat wil hulle graag uitlig in daai stukkie? Ek dink daai stukkie wat sê alhoewel Jonah nie baie moeite gedoen het met die verkondiging nie, val sy woord so saad op baie vrugbare grond. Ek dink wanneer die Here se seën op iets rus, sal niks wat dit kan stop nie. Dit maak nie saak hoe gebrekkig dit aangewend word. As die Here se seën daarop is, dan kan dit nie gestop word nie. Net so. Ek dink weer hy sê also Jonah het nie hoop verkondig nie, hy het geen oproep tot bekering nie, hy het nie dringend gepleit na die mense nie, hy het net gesê daar kom 'n straf. En ten spyte van die gebroke boodskap wat hy gebring het die Here dit op vrugbare grond laat land en dit het 'n ware bekering teweeggebring in Nineve. Wat wanneer dit getuig van die Here se krag, nie van Jonah nie. En ek dink ons gaan gou weer Jonah 3 vers 5 tot 7 lees en net kyk wat was die reaksie gewees van die mense in Nineve. Hoe het hulle reageer tot hierdie boodskap? So ek lees vir ons Jonah 3 vers 5a wat sê die mense van Nineve het in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. En ek dink dis 'n eenvoudige een. Hulle het in God geglo en hulle het gevas. Hulle het Ekskuus. Hulle het aksie geneem.
Amen. Ja, aksie, dis nie net 'n kop kennis of hierdie ek glo God bestaan nie, hulle het aksie geneem. Amen. Nou die volgende een vers 5b sê groot en klein het rouklere aangetrek. En ek dink nie dis wat die Here meer van ons verwag om rouklere aan te trek nie, maar die berou wat daarmee gepaard gaan oor die verkeerde dade, oor ons sonde wat gepleeg is. Dit is wat daar moet wees. Ons moet berou hê. Nog 'n antieke woordjie vir jou is verootmoediging. Verootmoediging. Dit is. Okay. Daai een wat ek sal onthou, maar ek weet nie of ek hom gaan gebruik nie. Okay, dan Jona 3 vers 6b sê hy het van sy troon af opgestaan, dis die koning van Ninive, en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Ek dink dit is weer presies dieselfde. Hy het berou getoon oor sy eie sonde, maar ook die van die stad se. Ek dink net ook belangrik daar is hy het sy eie status prysgegee om te wys hoe jammer hy is en om homself voor God te verneder. Ja, hy het hom verneder eintlik, maar van sy troon af opgestaan en die ashoop gaan sit. Dis eintlik baie mooi. Hy erken God as die koning daar. Ja, en dan in vers 7 wat sê hy het in Ninive laat proklameer, die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Dit vat die vasdag nou net weer verder, dat dit was 'n intense groot reaksie. Ek bedoel, ek moet vir julle sê, ek weet nie hoekom die grootvee en die kleinvee en al die diere ook moes vas nie, maar ek dink wat belangrik is daar, is hulle het van alles bekeer. Hulle het alles, hulle hele wese, almal wie hulle was, het gedraai na die Here toe en het berou getoon oor wat hulle gedoen het. Niks was teruggehou nie. En dit is wat ons behoort te doen. So ja, met 'n gedagte ek sien nou in die boekie is daar 'n stukkie om die gaps in te vul van vers 8. So ek gaan hom net lees en die woorde is gehighlight daar. As jy 'n boekie het, vul gerus daaraan. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. En dis wat van ons ook verwag word indien ons tot die Here bekeer. Is daar moet berou wees oor ons sonde. Ons moet ernstig tot hom aanroep. Dis nie iets kleins nie. Wat het daai eerste gesegde gesê? Die oog moet die sonde raak sien en dan moet hy huil daaroor. Ons moet hartseer daar wees daaroor, want dis nie net ietsie kleins nie. En dan moet ons bekeer en terugdraai, weg van die geweld af. Ninive het geweet hulle is 'n vrotstad, of hulle het verkeerde dinge gedoen. En hulle het weggekeer daarvan, weggedraai. So ja, met dit in gedagte, kom ons lees Jona 3 vers 9. Wat leer ons uit die erns waarmee die mense van Ninive op God se woord gereageer het? En wat sê die vers was hulle hoop en verwagting? Wat kan ons hieruit leer? Gustav, kan ek weer vir jou die versie gee asseblief? Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie. Wat leer ons uit die erns waarmee die mense van Ninive op God se woord gereageer het? En wat sê die vers as hulle hoop en verwagting? Wat kan ons hieruit leer? Ek dink hulle het onmiddellik gereageer op die opdrag en op sy boodskap. En ek dink dit is maar iets wat ons ook moet doen, sodra die Here met ons praat, sodat jy dadelik as jy bewus word van iets wat jy verkeerd doen, dat jy dit kan bely en kan regmaak en nie kan uitstel nie. Ek dink Jonas se storie is baie meer as net 'n man wat in 'n vis oorleef het. Ek dink dit is maar wys hoe God jou hart, jou kan verander, jou storie kan verander. Ja, amen. Jy weet, 'n mens moet dan maar weer teruggaan om te kyk op watter boodskap reageer hierdie mense so. En dit is eintlik maar 'n eenvoudige boodskap soos wat ons nou in vorige studies ook gesien het. Maar ek dink die feit wat dalk nie genoem word nie,
is dat die mense het geweet wie Jona is. Hulle het geweet hy's 'n Hebreër. Hulle het geweet hy aanbid 'n lewende God, want hy het op die skip alreeds geen geheim daarvan gemaak nie. En ek dink toe hy in hierdie vreemde stad aangekom het, sou hy ook nie 'n geheim daarvan gemaak het dat dit is wie hy is nie. En jy weet, ek het redes gaan soek vir, maar hoekom sal mense hierdie eenvoudige boodskap van hom so ernstig opneem? En ek dink dis maar die besef om te weet, maar dis wie hierdie boodskap dra. En as hy sê ons het 40 dae tyd, dan het ons 40 dae tyd. Daar is geen sins te betwyfel daarin nie. En dit alleen, dink ek, het hierdie mense laat besef, maar ons is in nood. So dis nie te laat nie, ons moet ons laat bekeer, en dan God se hart is genade, en ek dink dit besef hulle wanneer hulle sê, maar Here, ons wil nie omkom nie. Ons wil nie na 40 dae ophou bestaan nie. En dan die derde ding wat hier vir my uitgestaan het, is die krag van nederigheid. Is hoe kyk God na nederigheid wanneer ek myself werklik verootmoedig voor hom en sê, Here, ek het gesondig teenoor U. Kom red my. Amen, amen. Ja, ek dink dit is baie mooi om te sê dat Jona het nie, dit is nie net hierdie boodskap nie, hulle het geweet. Hulle het die Hebreërs geken. Hulle het geweet hulle het 'n kragtige God wat werk en wat wonders kan doen. So daar's definitief tog meer in hierdie boodskap gewees. Nie in wie Jona was nie, maar dat hulle weet uit watter volk hy kom en watter God hulle dien. Dat toe hy hierdie boodskap sê, toe weet hulle hierdie is nie net 'n mal ou wat in die stad kom rondstap nie. Hy praat met gesag. Hy praat van en hy het 'n God wat kan doen wat hy sê. En toe hulle reageer, ek dink daai erns was definitief met 'n angs en 'n dringendheid dat hoorie, as ons nie verander nie, as ons verander, dan kan ons moontlik hierdie God se besluit verander met die hoop dat hy ons dalk kan red. En ek dink dis waar daai hoop en die verwagting was, want hy het nie vir hulle bekeringsboodskap gegee nie. Hy het nie vir hulle hoop gegee nie. Hy het gesê, hoorie, dis dit. Dis eintlik maar wat Jona verkondig het. En hulle het hulle eie uit hierdie reaksie getoon om met die hoop dat hulle behou kan bly. En die Here kom hulle toe tegemoet en hy het van die straf afgesien. En ek dink dit wys maar net hoe ons, as ons mens kyk, wat kan ons hieruit leer? As ek ernstig my sonde ernstig opneem en daarvan wegsien, dus ons weet, God is regverdig. Hy moet sonde straf, en ons weet, hy het reeds in Jesus gestraf. Maar as ek in die verkeerde kant is, as ek nie bekeer het nie, ek kan nog steeds, selfs al was die straf uitgelees, dat die Here is genadig. As ek omdraai en hierdie ding ernstig opneem, sal hy vergewe, hy sal genade toon vir ons. Nou ja, dit bring ons by die laaste punt op hierdie studie, God vergewe. Ek dink ons hoor dit nou al derentyd, maar dit is goed, want dit is die boodskap van die evangelie, dat die Here vergewe ons sondes. Jona 3 vers 10, toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Ja, enigiets wat julle moet bysit by hierdie stukkie. Ek dink baie keer is ons, ek miskonsepsie is nou nie vir my 'n mooi woord nie, maar ek weet nie wat se ander woord jy kan gebruik nie. Dit kom daaraan dat ons dink God is soos ons, dat hy dink soos ons, sy genade is soos ons sin, sy vergifnis is soos ons sin, en sy geduld is soos ons sin. Maar ek dink as dit so was, dan sou hy Ninive vernietig het, voordat hy sou nie eens vir hulle 'n kans gegee het nie. Maar dis maar soos Jona ook gedink het. Maar gelukkig is sy weë en sy gedagtes is hoër as ons sinne, en hy dink nie soos ons nie. En hy's baie gouer om te vergewe. Ek dink vir my die eerste ding wat opgekom het met hierdie met hierdie gedeelte is, maar hoekom nie Sodom en Gomorra nie? Hoekom Ninive, maar nie Sodom en Gomorra nie? En ek dink is presies dit wat jy sê, is ons gedagtes is nie God se nie, ons besluite is nie syne nie, ons verstaan nie hoekom hy in een asem 'n stad vernietig met swaal en vuur, en die volgende stad red hy binne 40 dae nie. So, hy kan van plan verander,
Ons sien dit met Abraham ook, toe Abraham vir Isak gaan offer het, op pad na die klipaltaar toe, het God 'n alternatiewe offer gegee wat gebring moes word. So 'n mens kan sê, goed, God het van die begin af geweet hy gaan nie vir Isak offer nie, en dat hy nie 'n alternatiewe plan gehad het nie, dat dit was maar net om vir Abraham te getoets het. Maar tog wil ek glo dat God het van plan verander toe hy sien Abraham is gehoorsaam. Toe het hy besluit, maar hy sal dit doen. En ek dink in terme van Sodom en Gomorra ook, Lot en sy familie het daar gewoon, maar ek dink hulle het klaar gesien, hierdie mense ten spyte van die feit dat Lot onder hulle woon, ignoreer God se woord, hulle ignoreer God se boodskappers. Hulle gaan aan om 'n slegte stad te wees. En dit is hoekom daai finale oordeel was swaar en vuur. En hier's Nineve wat op 'n dood eenvoudige boodskap, God se boodskapper verwelkom en luister na dit wat hy sê, dit ernstig opneem en dan deur hierdie hele proses van verootmoediging gaan. En ek dink dis eintlik maar die verskil. God se genade is altyd regverdig en is altyd konstant. En is ons gehoorsaamheid wat maak dat daar afwykings en variasies is. Ja, definitief. En ek dink dit is 'n mooi illustrasie dat en ons weet Sodom en Gomorra, Lot, hulle was daar. En as ek reg onthou is Lot het gedien in hulle regs stelsels en hy het sy invloed probeer, of hy het probeer om 'n invloed daar te maak, maar hulle het nie geluister nie. En hulle wou dit nie aanvaar nie, maar in Nineve, toe 'n profeet van God kom, toe is hulle ontvanklik. Hulle was gereed. En ek dink wat vir my uitstaan hier in die boekie ook, is Israel was van die begin af gekies om God se verlossing, sy genade en sy liefde en sy vergifnis in die wêreld uit te dra. Maar Jona en selfs die Israeliete het hulle self as hierdie afgesonderde volk gesien en was selfsugtig met hierdie boodskap. Hoorie, niemand mag inkom nie, ons wil dit nie deel nie. Maar dit was nooit God se hart nie. En ons sien dit selfs in Nineve of in Jona nou hierso, dat God het 'n hart om die wêreld te red. En dat ons is veronderstel om dit uit te dra. Ons word geroep om dit uit te dra. En om nie selfsugtig daarmee te wees, soos Jona en soos baie van die Jode wat vir Jesus verwerp het nie. Ons het 'n mandaat om hom te verkondig. Nou ja, dit bring ons by Romeine of laaste gespreksvraag. Ons lees Romeine 10 vers 13 tot 17. Wat moet ons volgens hierdie verse met die boodskap oor Christus doen? Dink weer oor Jona se gesindheid en God se hart en hoe reflekteer dit op ons vandag? Gustav, sal jy vir ons lees asseblief? Daar's hy. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand wat preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. So wat moet ons volgens hierdie verse met die boodskap oor Christus doen? En dink weer oor Jona se gesindheid en God se hart. Hoe reflekteer dit op ons vandag? As ek my plig versuim om Jesus aan mense te verkondig, dan kan hulle nie glo nie. Want hoe kan hulle glo as hulle dit nog nooit gehoor het nie? So ek dink dit is ons plig om dit om sy naam te verkondig. En ek dink die redding is vir almal, want dit sê want elkeen. En dis 'n plaas 'n persoonlike verantwoordelikheid op gelowiges om die boodskap uit te dra, want geloof kom as gevolg van die feit dat jy gehoor het. Amen. En as ek net iets kan sê daar, hulle sê, hoe kan iemand
hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? En as ons die skrif lees, Brand wat jy nou gesê het, is elkeen van ons is gestuur. As ek glo, as ek 'n kind van die Here is, word ons gestuur om hierdie boodskap uit te dra. Dis nie net predikante of net spesifieke mense nie, dit is alle gelowiges. Ons word almal gestuur volgens om daai boodskap uit te dra. Ja. Ek gaan hierdie maar lees. Is ons Jona of die boodskapper? Ons leef dikwels in ons eie gemaksone en is traag om die boodskap te deel met mense wat anders is as ons of wat ons dink dit nie sal aanvaar nie. Romeine 10 herinner ons dat ons nie die reg het om te besluit wie die boodskap mag hoor nie. Dringendheid, dis Romeine 13 vers 11. Net soos jy vroeër gesien het, dat die tydmin is beklemtoon hierdie verse dat die verkondiging van die evangelie nie kan wag nie. Mense redding hang af van die feit dat iemand bereid is om daaroor te praat. En dan die verantwoordelikheid, geloof is 'n geskenk van God, maar hy gebruik mense as die instrumente. As ons swyg, word die ketting van hoor en glo verbreek. Die boodskap is duidelik, ons moet God se hart vir die wêreld, selfs vir ons Ninewies, weerspieël deur die goeie nuus met dringendheid en sonder veroordeling te deel. Amen, amen. Ek dink dit is mooi. En as ek net iets hier kan uitlig, is die wêreld moet die boodskap hoor. Daar's mense soos daar's Ninewies daar buite wat gereed is om die Here te aanvaar. Hulle moet net hoor. Hulle moet net in die regte rigting gewys word. En dan Johannes skryf hier so baie gelowiges sal God se opdrag uitvoer omdat hulle moet, maar nie omdat hulle werklik wil hê ongelowiges na Christus toe moet kom nie. En ek dink Paulus beskryf hierdie ook so mooi. Hy sê op 'n stadium eintlik ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En daai is nie 'n moed wat hy geforseer word nie, is omdat hy het 'n drang om ongelowiges te red. Hy sien dit, hy het nie 'n keuse nie, want ons mense wat verlore gaan en hulle moet gered word. En ek bid sodat ons dieselfde drang sal hê. Nie net 'n wil nie, maar hierdie dat hoorie so ek het nie 'n keuse nie. Ek weet daar's mense wat verlore gaan en ek wil hê hulle moet gered word. Ek kan nie soos Jona net 'n halwe attempt gee om hulle tot bekering te kry nie. Ek moet my alles gee, want hierdie mense het Jesus nodig. Ons moet God se hart aanneem en nie Jona se nie. En ek hou van wat jy gesê het, Gustaf, is ons Jona of is ons die boodskapper? Want as ons 'n boodskapper is wat God se hart aangeneem het, dan gaan ons dit dan gaan ons baie anders hierdie taak aanpak. En ek dink ook Jona ons gaan later daarby kyk, maar Jona was ongelukkig toe hierdie mense gered word. Maar as ons God se hart aanneem, dan gaan ons eintlik deel in sy vreugde wanneer hierdie mense gered word. Dan is dit 'n taak wat lekker is, wat opwindend, wat rewarding is wanneer dit vervul word. En dit stig ook ons siel en bemoedig ons en bevestig vir ons God se krag wanneer ons dit so aanpak. So ja, ons moet verkondig, ons moet deel hê in sy boodskap. En as ek net laaste ding kan sê, wat Paulus skryf, Romeine 10 vers 13 tot 17, dan sê hy, die boodskap wat ons verkondig is Christus Jesus. Jy hoef nie al die diepte van die teologie te verstaan en die Bybel ten volle te ken nie. Natuurlik het ons 'n verpligting, hou van Dominee Han, dit sê, ons moet 'n werkende kennis hê van die skrif. Dit is ons taak, ons mag nie net stil staan en sê, ek het niks nodig nie, die Here gaan vir my sê wat ek moet sê nie. Maar ons boodskap aan hierdie wêreld is Christus, dis Jesus. Ons hoef nie met slim en geleerde woorde te kom nie, maar ons moet Jesus verkondig. En dis wat Paulus ook sê in 1 Korintiërs 2, wat belangrik is. Dit kan 'n eenvoudige boodskap wees. Nou ja, enige laaste gedagtes, Gustaf, Miranda, voordat ons verder gaan? Ja, Of ek nog afsluit? iets nie. Ja, Nou ja, julle, dankie dat ons vanaand weer saam met julle hier deur kon gaan. Ons hoop dit was van seën van julle en dat julle ook uitgedaag sal wees om deel te neem in hierdie boodskap en hierdie taak wat ons het om die wêreld te red. Kom ons neem God se hart aan en nie Jonas se nie. As jy van die boodskap gehou het, dan te like en te subscribe. Gustaf, sal jy vir ons die aand net afsluit met gebed. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons gehad het rondom die woord. Dankie dat ons by U kon leer en dankie dat ons ook uit Jonas se lewe uit kon leer, Here, om te sien wat dit is wat U van ons verwag om boodskappers te wees
om die bereidwilligheid te hê om uit te gaan en u woord te gaan verkondig. Here seën u vir ons in hierdie aand verder en gee ook sodat ons volgende week weer by mekaar sal wees om weer eens te leer by u ons. Dankie. Amen. Amen, amen. Baie dankie julle. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd en selfde plek. En Mooi geniet julle. jou vakansie, Chris. Ek maak so. Baie dankie. Totsiens Dankie julle. julle. Okay, Bye-bye. bye-bye.